Baie dankie, kan jy sitplek neem. Ek wonder of 'n mens nie partykeer maar net kan aanhou sing nie. Cecile, aanhou sing en net die naam van die Here groot maak. Ek dink dit gaan 'n vreeslike ervaring wees die dag as ons in die poorte van die hemel instap. Nou ek het probeer tel hoeveel mense daar gaan wees. Ek dink daar gaan meer wees as wat ons vanmôre is. Waar miljoene en miljoene mense om die troon gaan sit. En ek dink amper hulle gaan Handel se Messias die Halleluja sing. Dink jy saam met my so? Wow! En jy sal my nou nie sien in die koor nie, want ek sal trompet speel. Jy moet dit nie mis nie, hoor. Baie dankie Cecile, voorsangers en Johan, waar is jy? O, hier is jy. Ek het met hom gereël. Jy sal my stem agterkom, ek is nie op standaard nie, maar my notas is hier. Sou ek iewers vashak, dan maak ek net so, dan kom hy op en dan vat hy net oor. Net voordat ek die woord bedien, Herman Cresvelder, ek dink jy behoort om te ken, het klink bekend, nee, Herman Cresvelder. Herman was die afgelope tyd so 'n bietjie deur 'n duik gewees, en hy vra toe vir my, kan hy 5 minute kry? Nou julle moet julle horlosies afhaal, hoor. 5 minute, Herman, kom spreek tot ons. Ek het verkeerd geluister, Herman. Kom spreek met ons gevleelde woorde. Wil jy bo kom staan? Kan ek jou help? Nou, ek weet nie of ek jou kan ophelp nie, maar jy moet my nou ophelp. Daar sê Herman. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters. Ek groet u in die lieflike naam van die Here. Aan hom kom toe al die eer, al die lof en al die aanbidding. Amen. Ek wil vanmôre vir u vertel, ek was 13 jaar gelede hierso gestaan. Toe het ek 'n aggressiewe melanoom op my kop. Ek het die pad gevolg deur die hospitaal. Die dokter het 'n biopsie geneem, weggestuur, laboratorium met 3 blaaie gestuur, aggressiewe kanker. Ek moes 'n maand later ek gaan vir my eerste chemo. Ek het die dag gegaan en die spesialis het my ingeroep en hy vra vir my, waar is die melanoom? Ek sê op my kop. Ek kan nie daar sien nie, maar hy is daar. Jy behoort om te sien, want daar moet 'n sny lê en daar was 2 steke. En hy krap, ek het so minare, maar hy krap. Hy sê, meneer, hier is nie eers 'n teken hierbo nie. Ek neem aan, jy moet maar eerder huis toe gaan. Ons kan nie vir 'n gesonde mens chemo gee nie. En toe gebeur het nou 2-3 weke terug, dat ek in Sari die aand bed toe gaan, op 'n donderdag aand, en ek raak skielik sweterig, en ek voel maar ek is nou naar. Is nou nie mooi alles wat ek nou gaan sê nie, maar ek is badkamer toe, sy het al so ingesluimer. En die volgende oomblik gelukkig staan daar so 'n ou emmertjie, waar die jik goedjies altyd in kom, en ek het die gegryp. En ek het hom byna half vol opgebring. En dit was pikswart. En die volgende dag is ek na die dokter toe. Hy sê vir my, al wat dit kan wees is 'n maagseer. Gaan hospitaal toe die maandag. Ek gaan nou pastoor, is 'n tuinslang daai. Ja. Dis 'n tuinslang soos my duim. Wat hulle indruk. En nou draai hy hom nog. Nou wonder ek hoekom draai hy hom. Ek vra hom nou, hy sê, want ek sien niks. Hy het hom ingesit en uitgehaal. En daar was geen
teken in my maag nie. Prys die Here. Nou hier was vir my gebid. Soos 13 jaar gelede. Amen. En ek wil vir u elkeen sê, baie dankie. God seën u vir die gebede. Amen. Maar moet nooit moed opgee wanneer jy siek is of 'n familielid siek is nie. Die Bybel sê bid sonder ophou. Amen. Doen dit. Amen. God antwoord nog gebede. Amen. Baie dankie pastoor. Amen. Herman moet nou nie omdraai nie, jy het nog 'n minuut en 10 sekondes oor. Kan ek dit kry? Kan ek hom net so los? Oral Roberts, wie van julle onthou Oral Roberts, jare terug gepreek? Ek was so laaitjie gewees toe hy in Johannesburg gepreek, groot dienste gehou. Oral Roberts het gesê, God is a good God. Met betrekking op dit wat Herman gesê het, God is a good God. What is done for others, he will do for you. If you only trust and believe him too. God is a good God. En almal wat dit glo sê amen. Amen. Hierdie boodskap wat ek op my hart het, lê lankal hier binnekant iewers. Nou ek het nou redelike tyd gehad dat hierdie boodskap kon binnekant ryp word. Die van die wat nou nog nie met hierdie griep deurgeloop het nie, wees maar versigtig. Dis 'n vreeslike storie. Vrou en seun lê vanmôre nog steeds in die bed en ons kom deur 'n baie moeilike tyd, maar die preek het gekom intussen tyd. Ek wil 'n paar mense vanmôre uitsonder. Maar in die uitsondering van 'n paar mense wil ek ons almal intrek. Ek wil met u praat oor 'n man met die naam van Petrus. Nou weet ek hier is 'n paar Pieters en Petrusse en Petronellas en almal vanmôre. Ek wil 'n vraagie vra en dit is kruip daardie miskien 'n Petrus in elkeen van ons se lewens weg nie. Is daar nie dalk 'n Pieter binnekant jou? Jy het hom nie ontdek nie. Jy's dalk Klaas of Johanna of iets anders, maar binnekant in jou wese is daar 'n Pieter, 'n Petrus wat wegkruip. Onvolmaak en tog bruikbaar. Moenie hierdie woorde vergeet nie. Onvolmaak, maar tog bruikbaar. Dikwels sê jou noemnaam en die omgewing waarin jy opgegroei het baie van jou lewe. Ek los nou maar die Petrus daar, ek wil nie oor die Thomas se praat nie. Want dan kan ek dalk in die moeilikheid beland. Maar jou naam is dikwels 'n verpersoonliking van jou wese. Baie keer as iemand jou aanspreek, skattebol, dan praat dit van iets in jou. Jy's 'n skattebol, jy's 'n engel, jy's iets wonderliks. Jou naam praat van dit wat binne in jou is. Maar dit lyk nie of Petrus 'n familienaam gekry het nie. Hy was net Petrus. Hy's gebore, hy het geskree, hy het melk gesoek. Hy was maar net 'n gewone baba. En sy ma sê, jy is Petrus. Ek wonder of sy geweet het wat Petrus beteken. Jy is Petrus. Sy koppel 'n naam aan hierdie babatjie. Hy's Petrus, hy is rots. Petrus is rots. Hy het in Galilea groot geword saam met Jakobus en Johannes. En hierdie mense was ongeletterd. Hy was nie 'n dag op skool gewees nie. Nooit geleer lees of skryf nie. Hy was 'n eenvoudige visserman. Daar het hy saam met Jakobus en Johannes vis gevang. 'n gewone, dood, eenvoudige Petrus, 'n rotsmens. Later jare woon hy in 'n groterige huis in Kapernaum met sy gesin. Ek wonder of Petrus getroud was. Dink jy hy was getroud?
Hoor hier. Hy moes getroud gewees het, hy het 'n skoonma gehad. Die Bybel sê nêrens hy was getroud nie, maar die Bybel sê hy het 'n skoonma gehad. Ons lê af hy was getroud gewees. Ek glo dat sy menswees, sy persoonlikheid en sy karakter tussen hierdie mense en die plek waar hy opgegroei het gevorm is. Hy was Petrus die rots. Nou kom ek kry dit van my hart af. Hy was Petrus die harde koejavel. Harde kop, onbuigbaar, baie keer onverklaarbaar. Petrus beteken, luister mooi, hy was 'n mens wat impulsief was. Wat beteken dit? Hy slaat eers, dan praat hy. Dis Petrus. Ken jy sulke, nie hande opsteek nie, ken jy sulke mense? Hy praat eers en dan, of hy slaat eers, dan praat hy. Maar, die vertaling sê ook, hy was lojaal. Hy was moedig, hy was opreg. Hy was eiesinnig. Hy het sy eie kop gevolg. Hy het nie geluister wat anders sê nie. Hy doen 'n ding soos hy hom wil doen. Hy was voorbarig, maar tog was hy ook emosioneel en berouvol. 'n Mens met sulke baie eienskappe in een naam saamgevat, Petrus. Nou my vraag vanmôre is, indien Christus sy koninkryk hier op aarde wou vestig, dan kom die vraag, watse soort mense sou Christus gebruik het om sy koninkryk te vestig? Geleerde, hooggeplaaste mense, skrifkenners, lede van die Sanhedrin, die Fariseërs, hooggeplaastes in die samelewing, mense met invloed, eer en gesag. As ek die Here was, sou ek daar gesoek het. In die hoë gestoelte. Ek wil 'n koninkryk op aarde vestig en ek kan nie eenvoudige, ongeleerde, ongeletterde, rotsagtige mense gebruik nie. Ek soek na kwaliteit mense, hoë geleerde mense. Toe Jesus in Matteus 4:18-22 vir Petrus en Andreas roep om hom te volg, glo ek nie hy het na Petrus die rots gekyk nie. Ek dink hy moes dieper kyk as die naam Petrus. Ek kan nie glo dat Jesus, die Seun van God, so 'n mens sou uitkies om sy disipel te wees nie. Ek kan dit nie glo nie. Ek praat menslik gesproke. Hierdie gebroke mens, hierdie harde kop, hierdie mens wat jy nie kan vertrou nie. Hoe bou jy 'n koninkryk met sulke mense? Miskien kan ons vandag deur die wêreld kyk en sê, ja, nee, daar's koninkryke wat met sulke mense gebou word. Ons praat nie politiek nie, maar dit gebeur nog deur die wêreld. Jy kan nie 'n koninkryk bou met halfhartige mense nie. Jy kan nie 'n koninkryk bou met mense wat 'n eie wil het nie. Jy kan nie 'n koninkryk bou met mense wat hardkoppig is nie. Ons sien 'n feilbare, swak mens, 'n visserman op die strand rondstap, kaalvoet, vuil nette, die reuk van vis. Ons sien 'n swak mens, maar God sien iets anders. Hy sien iets anders in hierdie mens raak. Terwyl die mense hom miskien een kant toe sou druk, sien God raak. Hier is iets in hierdie man. Matteus 14 sien ons dat hy 'n verhouding met Jesus aangeknoop het en hy was dikwels saam met Jesus gewees en ek dink daar het 'n mate van geloof in sy lewe posgevat. Hy het gesien hoe dat Jesus die brood breek. Hy het gesien hoe dat Jesus krankes opwek. En ek dink daar het 'n mate van geloof in sy hart begin posvat. En eendag gebeur daar 'n ding. Jesus loop op die water. En Petrus dog, wonderlik, as hy dit kan doen, kan ek dit ook doen. 'n Man van geloof, Petrus die rots, voortvarend, Here sê en die Here sê en hy stap en hy verdrink amper. Sy bietjie geloof het nie stand gehou nie. En ek dink as ek 'n prentjie kan maak hoe dat hierdie man oor die kant van die boot klim en hy
en hy stap na Jesus toe, vol van geloof, prys sy naam. Miskien het hy nog 'n koortjie ook gesing. Hierdie man, hy stap op die water, en toe hy die storm sien, toe sink hy. Maar nou die prentjie wat ek sien, het jy al 'n nat gereende hoender gesien? Hier haal Jesus vir Petrus uit die water uit, sopnat, sy klere, sy kop, sy sopnat, en hy tel hom oor die kant van die skip. Ek dink, die ander disippels het gehoes en geproes. Kyk hoe lyk hy. Man van geloof. Broeder en suster, was jy nie al op so 'n plek, waar jy braaf is, jy's 'n Petrus, jy hoor die stem van God, jy sien God, en jy doen 'n ding, en als om jou stort in duie. Kan jy 'n koninkryk met sulke mense bou? Ons sien 'n feilbare, swak mens, maar Jesus sien iets anders raak. Ek wonder wat sien mense vanmôre in jou lewe raak. Ek wonder hoe sien jou familie, jou gemeentelede, die mense by die werk, hoe sien hulle jou raak? Maar Jesus sien iets anderster in jou raak, as wat mense sien. Dan sien ons in Matteus 14, waar Petrus op die water loop, hy's baie braaf, en hy sink. Hoor Petrus se belydenis, nie lank hierna nie, 2 hoofstukke daarna, kom Petrus en Jesus vra, wie sê julle is ek? En hierdie rotsmens, hierdie harde mens, hierdie mens wat jy nie kan vertrou nie, hy roep uit, U is die Christus, die Seun van die lewende God. In sy swakheid, in sy menslikheid, in sy menswees, in sy ervaring wat hy gehad het vir 'n paar jaar met Christus, roep hy uit, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Iets in sy intieme omgang met Christus het aan hom begin afgee. Elke keer wanneer jy as mens ervaring met God het, is daar iets in jou lewe wat afgee. Daar is iets wat in jou gees gebore word, iets wat hier binnekant bruis. Jy besef dat jy te doen het met 'n bo-menslike figuur. Hy bely, in my ervaring het ek ontdek dat U meer is as 'n mens. U is die Seun van God. Maar te midde van hierdie belydenis het hy nog Petrus gebly. Te midde van sy ontmoeting met die Here, te midde van sy wandeling vir 'n paar jaar in die beste Bybelskool wat jy ooit kan bywoon, het hierdie man nog steeds Petrus gebly. Oppervlakkig was daar so nou en dan 'n deurbraak. U is die Seun van God. Maar die een wat bely het, U is die Seun van God, word erg bestraf in Matteus 16 vers 23, waar Jesus vir hom sê, toe hy Jesus eenkant vat en vir Jesus bestraf, omdat Jesus sy oordeele, of dit waardeur hy sou gaan, sy marteling sou bekend maak, en die Here sê vir hierdie rotsman, Petrus, broer Petrus, gaan weg agter my Satan. Petrus, die een wat Jesus volg. Petrus, die een wat op die water probeer loop het. Petrus, die een wat saam met Jesus was, spreek Jesus aan as Satan, gaan weg agter my. Wat 'n openbaring vir Petrus, die rotsman. Is dit moontlik dat Christus se koninkryk met sulke mense gebou kan word? Mense wat Jesus self aanspreek as Satan, gaan weg agter my. Jy weet, onder druk kom daar soms dinge uit wat ons nie geweet het daar is nie. Plaas net 'n mooi mens onder druk en kyk wat gebeur. Kry bietjie daardie blink apostolie. Kry hom bietjie as iemand sy kar gekrap het hier buitekant. En hoor hoe dat die Pinksterman in tale begin praat. My vrou ken my, sy's nou nie vanmôre hier nie, sy's op 'n baie beter plek as wat ek dalk vanmôre is. Sy ken my. Daar's 2 dinge in my lewe, en ek sê dit vir u, moet maar versigtig wees. As ek moeg is,
en as ek honger is, los jy my uit. Ken jy dit? Dis wanneer daai Ferrere wat begrawe is, die kluite begin beweeg hier binnekant, as jy honger is en as jy moeg is. Petrus was so 'n mens. Ek haal net 'n paar dinge in sy lewe uit. Hy het 'n paar jaar saam met Jesus gestap. Petrus die rotsmens, en kyk wat gebeur in die tuin van Getsemane. Hulle kom om Jesus te arresteer. En wat doen hierdie man? Voortvarend, voor op die wa, veglustig. Hy pluk 'n swaard uit en hy kap Malchus se oor af. Petrus, sy naam kom na vore, sy karakter kom na vore. Ek kap eers, dan praat ek. Die Here het daardie oor weer genees. En dan die hofsaak. Petrus het vir jare met Jesus saamgestap. Maar toe die hofsaak plaasvind, waar Jesus werklik waar ondersteuning van sy mense nodig het, volg Petrus hom op 'n distansie. Nie naby soos wat hy hom gevolg het toe hulle vis gevang het en brood gebreek het en dis meer nie. Petrus volg hom van ver en vir 3 keer verloon Petrus vir Jesus Christus. Dis lekker om te sê hy's Heer en ons aanbid hom. Maar die vraag is, wanneer daar 'n toets vir jou geloof kom, wat doen jy dan? Wat doen jy om die braaivleisvuur, terwyl, ek dink die bok het daar redelik goed gevaar gisterand, terwyl daar 'n geskree en 'n gejuig en 'n Coca-Cola ensovoorts is, dra jy jou getuienis uit. Petrus se getuienis is in flarde geskeur. 3 keer na mekaar sê ek ken hom nie. Luister mooi, die laaste keer sweer hy ek ken hom nie. Petrus, sit jy vanmôre hier? Is daai verborge Petrus ook hier binnekant en hy word uitgedaag om te bely dat jy 'n volgeling van Christus is. Maar jy skerm agter woorde. Ek sê ek ken hom nie. Ek sweer, en ek dink hy het 'n paar knope ook gelos. Ek ken hierdie man nie. Los my uit, ek ken hom nie. Die bares, is dit net Petrus met wie dit gebeur? Gebeur dit nie dikwels met ons in ons vriendekringe en waar ons rondbeweeg, waar ons nie die moed van ons oortuiging het om ons getuienis uit te dra nie? Ek ken hom nie. Ek dink ek het gister getuienis gefaal, terwyl ek 'n paar inkopies gaan doen om iets in die huis te kry. Stap 'n dame in een van die groot winkels verby my met so 'n klein kindjie. Maar sy vloek vloeke dat 'n ander vrou vir my sê, ek kan nie glo dat 'n blanke vrou so kan praat nie. Vloeke. Waar's my getuienis? Skerm, ek kan nie hier in die publiek praat nie. God praat met die Petrus. Hy praat met die Petrus wat skerm. Dit gebeur dikwels met ons. Petrus is ver van die kruis af. Terwyl sy Heer gekruisig word, is hy op 'n distansie. Hy hou dit van ver af dop. Hy wil nie naby kom nie. Hy wil nie geassosieer word met hierdie man wat so smartlik sterwe nie. Tog is Petrus een van die eerstes om by 'n leë graf uit te kom. Een van die karaktereienskappe, hy's lojaal. Hy hardloop saam met Johannes graf toe en hy sien, die Bybel sê hy glo. Jy kan nie te lank met Jesus wandel voor daar nie iets in jou lewe gebeur nie. Te midde van die feit dat jy Petrus is, as jy met hom wandel, gaan hy op 'n tydstip iets afgee in jou lewe. Stap net met hom saam. Wees daar waar hy is. Wandel met die Here jou God. Daar gebeur iets. Stadig maar seker is hierdie rots besig om te verkrummel. Dierbare, jy kan nie met God wandel as 'n Petrus en aanhou wandel as 'n Petrus nie. Hierdie Petrus op 'n tydstip begin hy verkrummel.
Die rots word in die teenwoordigheid van die Here word hy verkrummel. Hy breek op, hy raak stikkend. Die Petrus is besig om te verdwyn. In Johannes 20 vers 21 het Jesus opgestaan. En hy kom in 'n vertrek ingestap en is my so mooi dat hierdie disippels is maar bang. Hulle sluit hulle self toe agter deure. Jesus kom deur die mure gestap en die eerste wat hy sê is vrede vir julle. Vrede vir julle. En Petrus is daar. Petrus ook vir jou. Vrede vir jou. Hy praat met hulle en dan sê hy in vers 1 en 22 ontvang die Heilige Gees en hy blaas oor hulle. Daar het iets gebeur. Nie net met Petrus nie, maar met elkeen wat daar teenwoordig was. Toe die Here oor hulle blaas, vind daar 'n weergeboorte plaas. Daar vind 'n verandering in hulle lewe plaas. Hy blaas die asem van heiligheid oor hulle. En daar vind iets groots in hulle lewe plaas. Die Petrus breek op in stukke. Hierdie Petrus se hartheid verdwyn, want die Gees van God is besig om beheer te neem oor sy lewe. Hier het sy gevolgelinge het hulle weergeboorte ontvang. Die ou mens het gesterwe. En hier in die oppersaal het 'n nuwe mens tot stand gekom. Die Here blaas oor Petrus en daar vind iets plaas. Ek wonder, het hy al oor jou geblaas, Petrus? Het hy al oor my geblaas? Dat ek gevoel het daar het iets radikaals in my gees plaasgevind. Jy kan nie 'n kind van God wees en 'n Petrus bly nie. Jy kan nie 'n kind van God wees en die karaktereienskappe van 'n Petrus is nog steeds in jou lewe teenwoordig nie. As jy 'n kind van God is en God blaas oor jou, word jy radikaal verander. Radikaal verander. Ek dink aan Percy McCaskill. Nou Percy McCaskill, ek speel nie perde nie, ek nog nooit perde gespeel nie, maar die van julle wat ouer is ek, het al perde gespeel. Sy broer was een van die land se groot jockeys, Percy McCaskill. Percy McCaskill is 'n handelskunstenaar. Hy maak prentjies en goeders. En Percy kom kragtadig tot bekering. Percy wil niks weet van 'n Bybel nie. Hy wil niks weet van kerk nie. En op 'n onverklaarbare wyse beland hierdie ou tussen mense wat weergebore is en die Here red Percy McCaskill. Maar as die Here jou red, hoor mooi wat sê ek, as die Here jou red, verander jy radikaal. The sins I used to do, I do them no more. Nee, jy verander radikaal. Daar het 'n nuwe geboorte plaasgevind. En die Here het vir Percy McCaskill oordentlik gered. Nie half nie, oordentlik. En toe kry Percy die Bybel in die hande. Nou begin hy hierdie boek lees. En hy lees. Sy vrou jaag hom uit die kamer uit. Dan gestaan hy in die straat onder die lamppaal. En hy lees die Bybel. Radikaal. Hy stap in Johannesburg, hy dink in Burger Broers, die van die wat Johannesburg ken, Burger Broers wat die klere verkoop, stap hy in. En gestaan hy hier in die deur, hy was 'n groot man, en hou hy sy hande so op, dan sê hy, hi, trek hy aandag, hy sê, I brush my teeth with Colgate, I shave with Gillette. Nou sê die kliphard, hy trek hulle aandag, hy sê, and Jesus Christ has saved my soul. Prys die Here, die klip het gebreek, daar het iets niets radikaals in sy lewe plaasgevind. Hy het 'n nuwe geboorte ontvang, maar net daarna is hierdie klomp mense in die oppersaal. Hierdie rotsmens word vervul met die Heilige Gees. En hierdie ongeletterde, eenvoudige visserman word God se woordvoerder nadat hy vervul was met die Heilige Gees. Ek dink, onthou nou ek dink, ek sê nie jy moet dink nie, ek dink, ons vat die doop in die Heilige Gees te ligtelik op deesdae. Iemand praat 2-3 woorde in 'n taal, prys die Here, hy's nie vervul met die Heilige Gees nie. As die Heilige Gees jou vervul, vind daar 'n radikale verandering in jou lewe plaas. Hoor mooi,
Dis nie net 'n paar woorde in tale spraak nie, dis 'n radikale verandering wat in jou gees plaasvind. Die ou Petrus, die ou mens, kom tot sterwe. Hy sterwe en daar staan 'n nuwe mens in jou lewe op, 'n mens bekleed met Christus Jesus, sodat ander mense Jesus in jou lewe kan raak sien. Petrus, moenie vanmôre moed opgee nie. God is met jou besig. God sien elke Petrus raak. Hy sien die foute in ons lewens raak. Hy sien ons die kere wanneer ons hom verloon. God sien jou raak. Ek wil nie jy moet moedeloos raak vanmôre nie. Wees verseker, God sien jou raak soos wat jy is. Hy ken jou by jou naam. Hierdie rotsmens word vervul met die Heilige Gees en hy word God se verteenwoordiger. Een oomblik verloon hy Christus. Die volgende oomblik stap hy in die straat en hy kry 'n man wat bedlêend is en hy sê in die naam van die Here staan op en hy staan op. Wat het gebeur? Daar het 'n radikale verandering in sy lewe plaasgevind. Sê vir my, is jy Pinkster? Petrus, ek praat met jou. Het daar al 'n radikale verandering in jou lewe plaasgevind? 'n radikaal, dat mense kan sien, jy's anders. Onthou jy die woord wat ek mee sukkel, die Engelse woord? You are peculiar. Ek het nie 'n klou wat dit beteken nie, maar dit klink so lekker. You are peculiar. Jy's otherwise. Wat het gebeur? En ek sukkel hiermee. Die Bybel sê ons is bekleed met Christus Jesus. Die Bybel sê ons is deurdronge van sy Gees. Kon jy dit in Petrus se lewe raak sien? Natuurlik kon jy. Natuurlik. Hy het nie 'n dag op Stellenbosch se kweekskool deurgebring nie. Hy was nooit by die AGS se teologiese college nie. Nooit. Maar toe hy vervul word met die Heilige Gees en die Petrus word gebreek. Toe staan daar 'n nuwe mens op en deur een preek kom 3000 mense tot bekering. Prys sy wonderlike naam. Petrus, jy sit vanmôre en luister. Petrus, jy het ervaring met die Here nodig. Die vervulling met die Heilige Gees is 'n goddelike ervaring. Hoor mooi. Die vervulling met die Heilige Gees is 'n goddelike ervaring. Niemand het sommer 'n jollifikasie nie, maar is die inwoning van 'n heilige God in 'n stikkende mens se lewe. Hy vat daai hart uit. Hy vat die klip wat hard geword het en hy breek dit op en hy bou 'n nuwe mens. Die vervulling met die Heilige Gees is 'n ervaring. Dit bring groot krag en dit bring groot vrymoedigheid. Wat sê die Bybel? Hy sal julle vul met die Heilige Gees en met krag. Julle sal gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. Daar is 'n ywer, daar's 'n krag. Daar's iets bonatuurliks wat met jou plaasvind, Petrus. Mag die Here vanmôre met elke Petrus praat. Petrus, die rotsmens, word God se kanaal waardeur talle siele tot die koninkryk gebring word. Julle sal vervul word met die Heilige Gees en julle sal my getuies. Kan julle dit in Petrus se lewe sien? En my vraag, kan iemand dit in my lewe sien? Vervul met die Heilige Gees om 'n getuie te wees tot sy verheerliking. Die Bybel sê, gaan heen, maak disippels van al die nasies. Hoe raak dit jou? Hoe raak dit my? Dit beteken nie vat die Bybel en gaan staan op die hoek van die straat en skree jou asem uit en niemand kom tot bekering nie. Die Bybel wil hê ons moet weet, soos wat ek gaan, is ek 'n bekeerde Petrus. Soos wat ek gaan hy met my. En waar ek beweeg, is hy by my en mense word deur my lewe aangetrek, soos deur sy lewe en die lewe van die mense in die oppersaal. Petrus, rotsmens, impulsief, onbetroubaar, voorbarig. God is nie klaar met jou nie. God weet van elke Petrus wat vanmôre hier sit. Hy weet dat jy partykeer moed opgee. Jy bid dikwels vir krankes, dan gaan hulle dood. Hulle word nie gesond gemaak nie.
Jy bid tot God en dinge gebeur net nie soos jy gedink het dit gebeur nie. Ek wil vir jou sê dit met hom ook gebeur. Dit met hom ook, met baie godsmanne het dit gebeur. Maar my betoog is net, hou vas. Hou vas, broeder en suster, hou vas. God is met jou besig. Hy vorm jou, hy's besig om uit die harde klip, is hy besig om 'n hart van vlees te vorm en sy wette in jou te skryf. Daar mag dalk 'n Petrus binne in jou wegkruip. God wil jou as onvolmaakte rotsmens gebruik om mense by Jesus uit te kry. Eenvoudig. 'n Plaasboer staan in die koöperasie. Eenvoudige plaasboer. 'n Bietjie hoër as 'n visserman, 'n plaasboer. Hy staan in die koöperasie en hier in die tou staan 'n man en hy onthou ek skuld hom geld. En hy skryf 'n cheque uit en hy stuur die cheque so hier met die man af. Hy sê hoor jy gee 'n bietjie vir Jan, gee 'n bietjie vir hom hierdie ek skuld vir hom hierdie. En toe Jan nou vir hom kyk, toe sê hy hoor hierso man, die Bybel sê jy moet niemand iets skuld nie behalwe mekaar lief te hê. Hier is die geld wat ek jou skuld. Dis al wat hy sê. Klim in sy kar en hy ry huis toe, ry plaas toe. Maar agter hom ry 'n bakkie. 'n Man wat hom volg. En toe hy by sy plaas indraai, toe ry die man verby. En 6:00 daai aand na melktyd, toe daar klop aan sy deur. Die man sê meneer, ek ken jou nie, maar ek het saam met jou in die koöperasie gestaan, toe jy vir iemand gesê het, jy moet niks verskuldig wees behalwe liefde. Meneer, wil jy my nie meer vertel nie? Wat het gebeur? Petrus het gefunksioneer in die koöperasie. Hy lei daai man na die Here toe. Nou die groot grap is dat hierdie plaasboer vertel dit. Hy sê ek kan nie glo wat gebeur het nie. Hy sê ek lei hierdie man na die Here toe. Hy sê ek gebruik honderde rande se gif om my lande te spuit. Hy spuit nie 'n druppel gif op sy lande nie en hy het 'n rekordoes. Hy het die seën van die Here oor hom. Deur wat? Deur een mens wat geweier het om stil te bly. Petrus, hoorie, God praat met jou. God wil jou gebruik. God wil jou as onvolmaakte rotsmens gebruik om mense by Jesus uit te kry. Al wat moet gebeur is dat Petrus, die rotsmens, by die oppersaal sal uitkom. Mag God hierdie kerkgebou vanmôre omskep in 'n oppersaal. 'n Plek waar ons 'n waaragtige ontmoeting met God sal hê en hier sal uitstap met die wete die rotsmens het agtergebly. Ek stap hier uit vanmôre bekleed met Christus. Ek stap hier uit. Ek's 'n beelddraer van 'n lewende God. Hoe lyk jou menswees? Vreesloos, kragtig in sy naam. Volg hom net as perfekte mens, onperfekte mens en kyk hoe dat hy jou lewe radikaal sal verander. Petrus, wie jy ook al is, God het vanmôre sy oog op jou. Hy sien jou raak. Hy weet van die kere waar jy hom gefaal het. Hy weet van die kere waar jy in die water geval het. Hy weet van die kere waar jy hom verloor het. Hy weet dit. Hy gee nie moed op met jou nie. Hy nooi jou vanmôre. Laat mense jou maar noem wat hulle wil. God het 'n plan met jou lewe. As jy gaan kyk na die advertensie wat uitgestuur was oor die preek, dan staan daar in klein geskryf: onvolmaak, tog bruikbaar. Onvolmaak, tog bruikbaar. Het jy sy stem gehoor? Pieter is net vir jou vanmôre en Petrus nie. Dis God se stem vir Tom Ferreira ook. Ek ken jou swakheid. Ek weet waar jy sukkel. Ek weet waar jy my faal. Maar ek, die Here, gee nie moed op met jou nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek neem jou in my hande en ek breek die rots en ek vorm jou deur my gees en ek maak jou 'n nuwe mens wat skitter en juig. Doug Oldham, hy het nie die regte lengte vir sy gewig gehad nie. Hy was 'n groot, hy was 'n sanger, Doug Oldham. En hy het 'n liedjie gesing. En die liedjie het my diep getref hoe dat hy 'n woestaard was en die aand as hy by die huis kom, dan duik sy vrou en kinders onder die beddens in. Hulle kruip agter deure weg want hierdie ou kom van sy drinkere broers af en hy's lekker geolie
of hy's geswaal of wat jy dit wil noem. Hy's brutaal, hy's 'n rots. En hierdie man het eendag verby 'n plekkie gestap waar daar kerk gehou word en hy stop en hy luister. En hy stap in God red hierdie man se lewe. En toe hy by die huis kom en hy maak die voordeur oop en mense duik, kinders duik onder die beddens in. Toe sing hy 'n liedjie. You've got a new daddy now. En God het hierdie man se lewe radikaal verander. Hy kan jou vanmôre totaal en al heeltemal nuut maak. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek is so dankbaar dat U 'n onvolmaakte mens gebruik om U woord oor te dra. En dan sê U is die naprediker van U woord. Sal U vanmôre hierdie eenvoudige woord neem en dit diep in ons harte laat ingang vind. Ons is nie so gemaak en so laat staan nie. In elkeen van ons se lewe is daar 'n mate van 'n Petrus. Maar dankie dat Petrus in sy verhouding met U verander het. En so kom elkeen van ons vanmôre met ons gedagtes. Ons eie gedagtes na U toe. U weet waar U vinger op gedruk het vanmôre. Hardheid, onvergewensgesindheid, brutaliteit. U weet dit. Maar dankie dat ons in U hande kan wees en dat U ons verander. En dat U ons vul met U Gees. En dat U ons 'n instrument maak soos 'n Petrus. Manmoedig, 'n getuie vir Jesus Christus. Doen dit in elkeen van ons se lewens. Here, die wêreld om ons sal verander as ons verander. Gee ons genade om vervul te wees met U Gees. Bekleed te wees. Beelddraers van 'n lewende God. Gebruik ons, Here, en word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons gaan net 'n bietjie stil word. Voordat die persone uitkom na die tafel toe, gaan ek net ietsie doen. En ek wil hê u moet saam met my werk. Ek glo dit mag bydra tot 'n heerlike ervaring by ons nagmaaltafel. Ek lees in die Bybel in 1 Johannes 1. Hy sê as ons sê ons het nie sonde nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy's getrou en regverdig om ons van die sondes te vergewe. En dan sê hy ietsie wat ek vanmôre wil toepas. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van. Kom ons stop net daar. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig, nou kom ons vat die woordjie, ons. Jy hoef nie oë toe te maak nie, jy kan maar net so loer. Die bloed reinig ons van alle sonde. Wil jy nie net jou oë toemaak en vir hom dankie sê? Dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed. Dankie Here vir die bloed wat ons reinig van al ons sonde. Dankie Here as ek so oor die gehoor kyk, dat almal ingesluit is. Die bloed reinig. Die bloed reinig ons van al ons sonde. Hou jou oë toe. Kom ons verander dit. Die bloed van Jesus Christus sy seun reinig my van al my
Son, wil jy dit nie saggies spreewel? Saggies. Hierdie is private oomblikke. Die bloed van Jesus Christus reinig my van al my sonde. Bely jy dit saam met my vanmôre? Die bloed is besig om my nou te reinig van al my sonde. Hemelvader, dankie vir Jesus se sterwe aan die kruis. Dankie vir 'n nagmaaltafel waarby ons nou kan stil staan. Ons gedagtes kan laat gaan. Jesus het gesterwe dat ons kan lewe. Dankie vir sy bloed wat ons reinig van al ons sonde. Hy is besig om dit nou te doen in Jesus se naam. Amen. Die persone wat my behulpsaam sal wees, by die tafel kom asseblief saam met my vorentoe. Neem julle plekke maar. Ekskuus as ek 'n stoel nader trek. Maar ek het nog 'n diens wat kom hierna. Genade is groot. Die tafel is die tafel van die Here. Hy het kom sterwe dat ons sy lewe kan ervaar. Sy liggaam is gebreek dat ons kan lewe. Deur sy wonde daar, praat ek ook myself, het daar genesing gekom. Deur sy bloed het daar reiniging gekom. En dis wat ons vanmôre bely het. En ons sit aan die tafel om vanmôre dankie te sê. Ons doen dit tot sy gedagtenis. Hy het gesterwe, Johannes 10 vers 10. Hy het gesterwe dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dis die getuienis van die tafel. Kom ons dank saam. Vader, dankie vir die tafel. Dankie dat U gekom het ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Sien U gebruik in Jesus se naam. Amen. Sê vir ons uitdeel asseblief. Waar is? Skus hoor. Jy is so klein, dan kan jy sien nie raak. Broeder en suster, die Bybel sê ons moet onsself voorberei voor ons aan die tafel sit. Jy mag dalk vanmôre hier sit met 'n gytjie, 'n dingetjie teen iemand en jy sê, ek kan nie nagmaal gebruik nie, want ek loop met 'n gevoelendheid teen iemand. Jy beter ontslae raak daarvan. Want die Bybel sê, as jy nie deel het aan die tafel nie, het jy nie deel aan hom nie. Kry jou saak met God reg, voor die broodjie en die beker by jou kom, dat ons met 'n rein gemoed die tafel kan gebruik. Prys die Here. Ja, prys die Here. Moenie laat dit verbygaan nie. Dankie Here. Prys die Here. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe, broke my chains, freed my Hou die broodjie vas, hou die bekertjie vas. Prys die Here. Prys die Here. As daar iemand is wat graag die beker wil gebruik, kan jy net jy hand opsteek. Johan sal u bedien. Johan sit sy hand hier op bid. Ernstig, hy sê Here, U moet hierdie manne ophef, anders moet ek preek nou. Gebruik dit tot sy gedagtenis. Hy is ons krag en hy is ons sterkte vanmôre. Prys sy naam. Moenie laat dit verbygaan nie.
Jy kan die broodjie met iemand deel. Prys sy naam. Took my place, laid inside Die beker wil gebruik, steek maar net die hand op. Johan sal u raak sien. buried for Hy sal u bedien. Prys sy naam. then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood. Herman herinner my 'n ou koorvers. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus. Staan op. Staan op. In Jesus se naam. Gebruik hierdie geleentheid om in jou gees op te staan. Petrus het agtergebly. Jy gaan vanmôre aan die tafel sit met 'n belydenis. Die ou mens is dood. Nuwe mense in Christus opgestaan. As die persoon 'n taal bedien het, kan hy na vore kom dat ons julle ook hier voor kan bedien. Ja, prys die Here. Dis 'n voorreg om julle te kan bedien. Johan, prys die naam van die Here. Dis sy liggaam wat vir ons gebreek is dat ons heel kan wees in Jesus se naam. Doen dit tot sy gedagtenis. Prys die naam van die Here, ons God. Ons eer hom môre vir sy nabyheid. Skus, waar het ek begin? Dis 'n bietjie laat. Ek wil net sê as ek julle misgekyk het, dan is daar groot fout iewers. Ja, prys die Here, prys die Here. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Dankie Here vir 'n gebroke liggaam. Prys U naam dat ons vanmôre heel kan wees. Ons bely dit in Jesus se naam. Amen. Brought me from the dark. Doen dit tot sy gedagtenis. Johan. Hou 'n bietjie vas aan daai beker, hoor, hou 'n bietjie vas. Ek wil vir jou 'n ou storie vertel by die gebruik van die beker. En van u weet, ek het dit al gedoen in die verlede. Ek het nooit vreeslik presteer op skool nie. Ek het nooit 'n beker ontvang vir dit wat ek gedoen het nie, behalwe graad 1 skoonskrif so sertifikaat gekry. Nooit 'n beker ontvang nie. Maar ek kyk op die televisie en ek sien die Springbokke het op 'n tydstip die wêreldbeker gewen. Het jy daai ouens gesien? Toe hulle daai beker omhoog hou. Wat wil hulle sê met die beker wat hulle omhoog hou? Ons het gewen. Ons hou die beker omhoog dat die wêreld kan sien ons het gewen. En ek wil hê u moet die beker vanmôre ophou en bely. Ek is oorwinnaar in Jesus se naam. Deur sy bloed is daar vir my oorwinning, genesing, daar's krag. Doen dit tot sy gedagtenis. Oorwinnaars in Jesus se naam. Amen. Prys sy naam. Hemelvader, laat dit wees volgens ons geloof. Ons glo in die tafel. Ons glo in dit wat gebeur het. Ons ervaar dit nou tot U verheerliking in Jesus naam. Amen. Jy kan maar net die kelkies een kant toe stuur, as dit daar optel.
was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. Kan ek maar net die seën uitspreek? Okay. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had. Ons gaan nou afsluit met 'n seëngebed. En ek wil nie iemand nou vir die deure maak nie. Jy weet ons sien mekaar so min. Ek en Kirsty het 'n probleem as ons in die winkelsentrum stap. As iemand bietjie lank vir ons kyk, groet ons hulle. Weet julle hoekom? Ons sit hier in die kerk. Ons ken daai klompie mense. Nou nie almal by die naam nie. Ons weet van die mense. Maar daai mense wat daar sit. En as jy nou in die winkel stap en ons kom verby en goed maar. Dis nie wat ek wil sê nie. Wat eintlik wil sê is hier is nou geleentheid om vanmôre net vir iemand te sê: "Hallo, dit was lekker om saam met jou te sit en kyk hoe struggle hier pastoor vanmôre. Ek is bly julle was hier en die Here seën vir u, ontvang die seën van die Here. En nou bid ons dat die liefde van God, die genade van sy seun en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal gaan en bly totdat Jesus kom en die volk van die Here sê amen. Die Here seën vir u, kry u karry en reis en gaan geniet die middag. Amen. Come on, lift your hands. Yes, you are. The sun was darkened and the heavens thundered, and for a moment death had thought it had conquered, but it wasn't over till you said it's over. Your word is greater still. The perfect sacrifice, your body broken, as you restore to us what sin had stolen. Once and for all you tore the veil wide
cross still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still